Nuus vanaand, Eskom en Johannesburg se kragnutsmaatskappy City Power bereik 'n skikking oor die metro se elektrisiteitsskuld. We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what they're doing. Do you understand that? 'n Brose skietstilstand heers tussen Iran en Israel na die uitbarsting van die Amerikaanse president Donald Trump. En Rassie Erasmus maak sy Springbokspan bekend vir Saterdag se wedstryd teen die Barbarians. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Eskom en Johannesburg se kragnutsmaatskappy City Power het 'n 3,2 miljard rand skikking bereik oor die metro se elektrisiteitsskuld. Die minister van elektrisiteit en energie, Dr. Gosiyenso Ramokgopa, sê ingevolge die ooreenkoms sal City Power die bedrag oor 'n tydperk van 4 jaar aan die kragvoorsiener terugbetaal. Die skikking waar volgens City Power die 3,2 miljard rand van sy skuld gaan vereffen, volg nadat Eskom in November verlede jaar gedreig het om die kragtoevoer na Johannesburg se inwoners af te sny. Die ooreenkoms is bereik na 'n bemiddelingsproses nadat 'n hof die twee partye beveel het om hulle betalingsgeskil by te lê. City Power, I want to emphasize, and City of Johannesburg have done everything possible to maintain paying the current account. Despite all these difficulties, of course, there will be challenges from one month to the other, but the issue, the one in dispute, they remained in dispute until we resolve these matters. Die metro het geweier om die aanvanklike skuld van 4,9 miljard te betaal en beweer dat Eskom te veel geld geëis het. I've made the point that Eskom has considered with regards to the periods of load shedding, the estimations, and also the penalties that have to do with notifiable maximum demand. So all of those have been removed. Die metro glo verbeterings aan sy rekeningsstelsel sal betalings vergemaklik en klagtes verminder. City Power het ook gereageer op klagtes dat sekere verbruikers te veel betaal. When we then installed the new meters, it meant that we will then have to recover the basic charges of the previous months. So this has happened for a number of customers. We will continue to issue communication around that. We will engage with the affected customers. But if you have not paid the 200 rand in the other 6 months for 2024, it means when you then buy your tokens in 2025, we then recoup that money. Ramokgopa sê planne om stygende elektrisiteitskoste hok te slaan bly een van sy prioriteite. Die ANC se taakspan in KwaZulu-Natal het sy 11 streke in die provinsie amptelik ontbind. Dit is deel van die hernuwingsproses van al sy strukture voor die 2026 munisipale verkiesing. Steun vir die party in die provinsie wat na verlede jaar se algemene verkiesing van 54% tot 17% gedaal het, het 'n hersamestelling in die party se strukture genoodsaak. Die MK-party het die ANC onttroon in KwaZulu-Natal. Die provinsiale taakspan is vroeër vanjaar saamgestel om die kwynende party te laat herleef. Die span van meer as 60 lede het besluit om al 11 van die ANC se streke te ontbind. This task team consists of capable, disciplined and committed cadres who have demonstrated unwavering loyalty to the movement and a capacity for organizational leadership. They are entrusted with restoring stability, unity, and a renewed sense of purpose within all our structures in the ANC and the broader alliance. Na 'n tweedaagse alliansieberaad oor plaaslike regering en dienslewering, het die ANC-kliënte van die Itala Bank ook verseker dat die nasionale tesourie ingestem het om die finansiële instelling van likwidasie te red. In terms of the agreement that we have reached with the Minister of Finance, he will now provide a guarantee for all depositors, rather than only for those whose deposits are up to 100,000. So the initial indication that the Minister could only provide a guarantee
for those depositors who are up to 100,000. Now, the new arrangement then says all depositors will be given a guarantee. Intussen sê die party, hy sal binnekort 'n spesiale waterberaad hou in 'n poging om watervoorsiening in die provinsie se munisipaliteite te verbeter. Die Demokratiese Alliansie het sy 25ste bestaansjaar by 'n ouetehuis in Hanover Park in Kaapstad gevier. Die DA-leier John Steenhuisen sê hy sal later vanjaar 'n aankondiging maak oor of hy homself weer as leier verkiesbaar sal stel. Hy sê hy respekteer die werk wat die party oor die jare gedoen het, insluitend die groei daarvan en nou ook as deel van die regering van nasionale eenheid. Steenhuisen sê hy is lief vir die DA en toe hy in 2019 leier geword het, was daar baie werk wat voorgelê het. Baie het geglo die party se dae was getel. Maar in 2024 het sy steun gegroei en nou is verskeie van die party se lede kabinetministers. Steenhuisen sê daar is optimisme oor die party se toekoms. We've been able to rebuild, we've been able to regain, and we've been able to extend. And that has to continue. Certainly, I think that all of the polling shows that the DA is on the path to achieving its goal of becoming the largest party in South Africa after the 2029 elections. And we will continue to push forward for that. I'm very proud of what we've achieved. I love this party. Steenhuisen en ander DA-leiers het saam met bejaardes van die Hanover Park Cottages ouetehuis gekuier. Sommige van die inwoners is loyale ondersteuners. Ek is bly dat hulle gekom het en ek is bly vir die birthday party wat hulle gegee het en ek hoop daar gaan meer en meer birthday parties wees van DA en ek glo DA gaan groei, meer en meer groei en meer mooi dinge vir ons doen. All the years I've been voting for the DA and I will still vote for them, but I'm happy what they are doing and what they're still going to do. Steenhuisen sê die RNE het wankelrige tye beleef, maar 'n jaar later is verskeie planne in plek. Hy sê die RNE moet egter vinniger werk maak van ekonomiese groei. Die partyleier het ook kommentaar gelewer oor internasionale aangeleenthede en sê Suid-Afrika het geleer dat dialoog, die oorbrugging van verskille en om altyd vrede bo geweld te kies belangrik is. We believe that conflict, wherever it is in the world, is something that needs to be ended as quickly as possible. I think that if one looks at the people who suffer the most in these conflicts, it's civilians, it's ordinary citizens in those countries who are bearing the burden. And I think that we need to get as many people as possible around the peace table, whether it is in the Israel-Palestine conflict and whether it is now this conflict with Israel and Iran, we need to bring peace to the Middle East. Daar is koek geëet en komberse is uitgedeel as deel van 'n landwyse veldtog om armes in die winter by te staan. Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad. Die situasie in die Midde-Ooste bly gespanne te midde van 'n wankelrige skietstilstand tussen Israel en Iran, wat vroeg vanoggend deur president Donald Trump van Amerika aangekondig is. Hoewel albei lande aangedui het dat hulle die skietstilstand aanvaar, het hulle regdeur die dag beskuldigings na mekaar geslinger oor skendings van die ooreenkoms. In die jongste voorval het Israel erken dat hy 'n radarinstallasie naby die Iranse hoofstad Teheran verwoes het. Dit is in weerwraak vir 'n missielaanval vroeg vanoggend op Tel Aviv en Beersheba, waarin 4 mense dood is. President Trump se aankondiging oor die skietstilstand het vriend en vyand verras. Dit het gevolg enkele ure nadat Iran verskeie missiele op Amerika se grootste lugmagbasis in die Midde-Ooste in Doha in Qatar afgevuur het. Volgens Trump wil hy nie 'n regeringsverandering in Iran hê nie, want dit sal tot chaos lei. Hy het egter duidelik gestel dat Iran nie kernwapens gaan ontwikkel nie en dat Rusland se president Vladimir Putin aangebied het om hom te help met Iran. Hy was egter glad nie tevrede met Iran en Israel se optrede na die skietstilstand nie. Hy is seker een van die eerste presidente in die geskiedenis geword wat die F-woord regstreeks op televisie gebesig het. We basically have 2 countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what they're doing. Do you understand that? Volgens die Israeliese weermag bly hy op gereedheidsgrondslag om op enige skending van die skietstilstand te reageer.
Enkele ure na die aankondiging is sirenes in Haifa in Israel gehoor, maar daar was geen berigte van 'n aanval nie. Kort voordat die skietstilstand in werking getree het, het Iran missiele op Beersheba in die suide van Israel afgevuur. Volgens die Israeliese president is burgerlikes in die aanval dood, wat ook groot skade aan geboue aangerig het. What we've seen here is outrageous and extremely painful. That missile, which is one of the heaviest missiles of the Iranians, it's called Qadr. It's way above 400 kilos. Landed here specifically to kill women, children, old age, and people's ordinary lives. Demolished kindergarten and school, demolished apartments, and unfortunately had a heavy toll of 4 innocent civilians. Volgens Herzog is die skietstilstand 'n belangrike stap om die konflik te beëindig. Hy het ook sy dankbaarheid teenoor Trump uitgespreek vir Amerika se ondersteuning tydens die konflik en sy bydrae om Iran se kernwapenbedreiging te verwyder. Intussen het Israel aangekondig dat hy sy vlugte van Tel Aviv gaan hervat. Die Qatar lugredery het ook aangekondig dat hy die Hamad lughawe oos van Doha heropen het nadat dit na gisteraand se missielaanvalle gesluit is. Die ministers van onderwys en polisie stel protokol bekend om veiligheid by skole te verbeter en die San en Khoi gemeenskap skep 'n netwerk oor grense heen. Meer hieroor net hierna. Die ministers van basiese onderwys en polisie het die veilige skole protokol bekendgestel om skole vir leerlinge en onderwysers veiliger te maak. Siviwe Gwagube en Senzo Mchunu sê geweld onder leerlinge, insluitend verkrachting en moord, is ernstige kwessies wat by skole reg oor die land aandag moet geniet. Mchunu en Gwagube sê skole is nie immuun teen endemiese geweld wat in die samelewing voorkom nie, maar hulle sê dit is ononderhandelbaar om kinders se veiligheid in skole te verseker, selfs waar leerlinge self die oortreders is. During the 2023-2024 financial year, there were 28 murders within our basic education institutions. Shockingly, near half occurred in KwaZulu-Natal. And 46% of these murders were involved, those involved learner-on-learner violence. 2/3 of rapes in our schools also involved learner-on-learner violence. Mchunu het skole as heilige grond beskryf. The children are supposed to go there peacefully, secured, and take lessons from their teachers and all of that. Parents out there who send their children must take responsibility. If your boy goes to school, you must know whether he is going there with a pen and a book, an exercise book, or with a knife and a gun. The parent can't just sit back. Mchunu sê die polisie benodig 'n nuwe strategie. Van die 24,000 skole in die land is 283 as brandpunte geïdentifiseer. Volgens die protokol gaan alle skole met 'n plaaslike polisiekantoor werk. We have an additional and a legal and a constitutional and a moral obligation to make sure that children go to a place of school of safety. But it's not just only learners who need to be protected, it is also the educators. Mchunu sê die samelewing moet nie tou opgee met leerlinge wat as moeilikheidmakers beskou word nie, maar eerder alles in hulle vermoë doen om hulle omstandighede te verbeter. Maar hy sê geweld en disrespek teen onderwysers gaan nie geduld word nie. Eibre Babie, SAIK nuus parlement. Khoi en San aktiviste van Suid-Afrika, Namibië en Botswana het 'n streeksorganisasie gestig om te veg vir die regte van die verskeie inheemse gemeenskappe en hulle ontwikkeling. Die Inheemse Volke Netwerk van Suider-Afrika of IPNESA het wortels in al 3 lande. Khoi en San gemeenskappe reg oor die streek, uiteenlopend in hulle gemeenskappe, maar verenig in hulle stryd. Grond bly 'n groot kwessie vir die Namas van Namibië, die Basarwa van Botswana en die Komani van Suid-Afrika. Die visie het as uit en uit gaan oor
oor die beskerming van ons hulpbronne. En ons sien hulpbronne baie meer net as jou minerale hulpbronne. Ons praat van taal as 'n hulpbron. Ons praat van kultuur is 'n hulpbron. Hulle hoop dat besluitnemers sal voortgaan om hulle belange hoog op die saaklys van hulle onderskeie lande sal hou. Ons organisasie is van we want to preserve our cultural integrity. Ons wil hê 20 jaar van nou af wil ons nog hê ons kinders kan nog ons tale gaan praat. Die cultural practices wat ons nou nog van jaar hierdie tye practice moet ons ook in die volgende 20 jaar sien. So dit is hoekom ons vir IPNESA gestig het. Die organisasie het reeds in New York vergader met Verenigde Nasies se kultuurorganisasie UNESCO en die Wêreldbank. Hulle sê wette en beleide wat reeds in plek is, moet geïmplementeer word. Ons wil nou eintlik net vroumense empower deur die fondse wat ons van die World Bank kan kry. Soos verskillende, jy weet, ons vroumense is so goed met hierdie art and crafts en hulle is ook goed met hierdie wat kan ek sê, met naaldwerk. IPNESA sê hy wil sy teenwoordigheid in die 3 lande verder as net die hoofstede uitbrei in die gemeenskappe waar hulle mense woon. Hulle wil ook nou saamwerk met tradisionele organisasies in die verskillende lande. Ulrich Hendricks, SAK nuus, Kimberley, Noord-Kaap. Kom ons kyk hoe die markte om 8:00 vanaand vertoon het. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus kondig sy span aan wat Saterdag teen die Barbarians te staan kom en Elsje berei ons voor vir koue weer wat op pad is. Dit alles net hierna. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het 4 nuwelinge in sy span ingesluit wat die Barbarians Saterdag in Kaapstad pak. Die flank Vincent Chituka en vaskopstit Asenati en Tlabakanye gaan in die beginspan uitdraf, terwyl die hakker Marnus van der Merwe en nog 'n vaskop, Neetling Forsie, op die plaasvervangerbank gaan begin. Die slot, 'n Lode Jager, draf vir die eerste keer sedert 2023 in 'n boktrui op die veld. Siya Kolisi sal die span lei wat onder andere 9 voormalige wêreldbeker-wenners insluit. No, but it's when it's not going so well that we need those steady hands in between, and if you got a Barbarian team which will come to entertain, you know, sometimes you need just a little bit control in the game, and because in those key positions, tight head, 5 looks experience, but 9, 10, 15, we just felt it's calculated in the sense that there's some calm heads in between and off the bench. Die plaasvervangerbank bestaan uit 'n konservatiewe 5-3 verdeling tussen voorspelers en agterspelers. Dit is dalk nie die ideale toedrag van sake vir 'n nuweling nie, maar Chituka is vasbeslote om die kans met albei hande aan te gryp. We have no doubt that there'll be a crowd and they'll be loud and it will be an atmosphere that will be hard to forget, and I think for me it's trying to put that aside and actually focus on bring the best foot forward for my game this weekend, because it's, as much as it isn't an official test, it's an opportunity for me at this level, and it's as close as a bite as I can get outside of that. So for me it's everything, it's honestly everything, and I'm excited. I'm very excited for the game. Na die wedstryd teen die Barbarians sal die Springbokke 2 toetse teen Italië en 1 teen Georgië in Julie speel. Tyd vir die Afrikaanse redaksie om halt te roep. Ons groet tot môre aand. 'n Mooi aand verder. Goeienaand en hartlik welkom by die Weersentrum. Vanaand sal dit gedeeltelik bewolk wees oor die Wes-Kaap, dit strek tot in die Oos-Kaap, verder mooi weer oor die hele land
en dan ook gedeeltelik bewolk in die verre ooste van Suid-Afrika. 'n Matige sterk wind allangs die kuslyn van die land. Nou kyk ons na môre, 'n koue front wat die Wes-Kaap tref. Dit bring baie swaar reën langs die Weskus, ligte reën in die binneland oor die Noord-Kaap, oor die tuinroete en dan sal dit ook bewolk wees oor die Noord-Kaap, 'n gedeelte van die Oos-Kaap en 'n matige sterk wind allangs die kuslyn van die land. Ons kyk nou na 'n waarskuwing wat uitgereik is en dit is vir môre. En dit is hoë seeduinings en baie sterk wind hier langs die Weskus van Suid-Afrika en ook 'n baie sterk wind in die westelike helfte van Suid-Afrika, die hele westelike helfte en wees baie bedag daarop. En dan ook brandgevaar. En dit sal in die grootste gedeelte van die Noord-Kaap wees. Dit strek oor na Noordwes, Vrystaat, die Oos-Kaap en dan ook 'n gedeelte van die Wes-Kaap. En nou kyk ons na die temperature oornag in Gauteng in Pretoria en daar kyk ons na Pretoria 4, later 20, Johannesburg 19 en Vereniging oornag 1 later 20 grade Celsius. Die volgende provinsie is Limpopo 27 in Musina, Phalaborwa 26, Bella 7, later 23 en dan ook 23 vir Burgersfort. Die volgende provinsie is Mpumalanga, ietwat koeler daar, in Carolina oornag -1 later 19 en in Standerton -2 oornag 20 môre middag sal die maksimum daar wees. Die volgende provinsie is dan ook KwaZulu-Natal, warmer hier in die noorde, Richards Bay 28 in die sentrale gedeelte, Pietermaritzburg 26 en dan Kokstad oornag 3, later 21. Die volgende provinsie is dan die Oos-Kaap, warm in Klebega 30 gaan die maksimum daar wees, ook so in Oos-London, oornag in Willowmore 4, later 22 en dan gedeeltelik bewolk in die westelike helfte van die Oos-Kaap. Die volgende provinsie is die Wes-Kaap en dit is waar die waarskuwings geld. Kaapstad 11, later 14, Laingsburg 17 en Oudtshoorn 24 môre middag en dan die volgende provinsie is die Noord-Kaap waar brandgevaar moontlik is môre. Dan in Appington 26, in Sutherland oornag 1, later 13 en nou terug in die binneland in die Vrystaat waar dit baie koud sal wees oornag. -2 in Ficksburg en dan ook -1 in Bethlehem. Gariepdam is 'n maksimum môre middag 20 en dan ietwat warmer in Noordwes, die laaste provinsie in ons weervoorspelling. Temperature rondom 20, Ottosdal 20, Klerksdorp 21, Taung oornag 6, later 22 en is al van die weersentrum. Goeienaand.